nagmaal nie. Goed, kom ons word stil met Jesaja 53, die woorde sluit aan, baie sterk aan, by dit waarmee ons besig is, die lydenstyd. Vers 6 gaan ek mee begin lees. Ons het almal afgedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem? Dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sondes van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Gemeente van Carletonville, die Here groet elkeen van julle vanaand, en hy skenk weer opnuut aan julle elkeen sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons lees vanaand, en ek wil 'n tweede gedeelte bylees. Ek het nou nie vanmagtig gesê nie, want ek het eers bietjie laat besluit ek wil die tweede gedeelte bysit. So ek gaan hom die tweede gedeelte vir julle lees. Die eerste ene is Markus 14 vers 3 tot 9. Maar dieselfde verhaal word ook in Johannes 12 word daar ook van hom geskryf. Maar so 'n bietjie anderste. En ek wil graag hê ons moet vanaand na die verskille kyk tussen die twee, maar met die wete dat die verskille is met 'n doel daar, om vir ons ook iets te leer en iets te wys van die hele proses waarmee Jesus besig was. So voor ons gaan lees, kom ons doen net 'n gebed saam. Vader, soos wat ons vanaand gesing het in hierdie lied, ek wil naby aan U wees, soos 'n seun, soos 'n kind op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Here, dit is ook ons elkeen se gebed vanaand. Here, dat U ons naby U sal laat kom, dat ons op U skoot kan klim, dat ons in die teenwoordigheid kan wees. En die wete, Here, dat U soos 'n vader ons sal optel, ons sal neem in die arms, teen U sal vasdruk, ons sal dra as ons bene nie meer kan nie, en dat U ons nooit sal laat gaan. En Here, dit vertel U vir ons vanaand, en in hierdie week waar ons besig met lydenstyd, vertel U vir ons, oor en oor en oor en oor, ek het julle so lief, dat ek julle nooit, maar nooit sal laat gaan. En dankie dat ons dit vanaand weer kan hoor, ook uit die woord. Kom vul ons vanaand weer met die Gees, kom maak ons vol met die kerkgebou, met die teenwoordigheid, Gees van God, sodat ons U woorde sal hoor wat U tot ons spreek, maar ook U vanaand sal beleef en sal ervaar, waar ons hier in die kerk teenwoordig is. Daarvoor loof ek en prys ek U, Here. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Markus 14 vers 3 tot 9. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. So, julle moet mooi hier oplet na 'n paar dinge. Die tyd wat dit afspeel, hy word nie eintlik regtig genoem in Markus se evangelie nie. Die plek waar hy afspeel en die mense wat teenwoordig is nogal belangrik in die twee verhale. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. En terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albasterfles, egte baie duur nardesolie. En sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop
en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. En ons doen dit vandag nog. Is opgeteken. En dan Johannes 12 van vers 1, nou dit moet julle maar net mooi luister. Johannes noem spesifieke tyd. Hy sê 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toegekom, waar Lazarus, wat uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Nou die mense, Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring, en dit op Jesus se voete uitgegiet. Wat sê Markus? Op sy kop. Johannes sê op sy voete. En sy voete met haar hare afgedroog. Hier, hy gaan nog so 'n stapie verder. Markus sê nie dat sy Jesus afgedroog het met haar hare nie, maar hy het sy dit op sy hoof uitgegooi. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hier die reukolie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee? Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en hy het die bydraes gevat. Hier sit hy nou so 'n stukkie by oor Judas, wat nie in Markus is nie. En toe sê Jesus, laat staan haar, sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te sal vir my begrafnis. Die armes het hulle tog altyd by hulle, maar vir my het julle nie altyd nie. So, die verhaal, die breed trekke, is dieselfde. Maar binne in die twee verhale is daar so paar stukkies wat verskil, paar dingetjies wat verskil. En nou sal mense vir jou sê, ja, kyk selfs die evangelieskrywers het nie geweet wat gebeur het nie. Die ene het dit so gesê en die ander het dit so gesê, wie moet ons glo? Broers en susters, twee dinge kan gelyktydig waar wees. En daarom moet ons nie hierdie twee teen mekaar afspeel nie. Dis soos mense baie keer van Jakobus praat en Paulus, wat hulle sê, Jakobus lê in Jakobus 2 die klem op die hele werke, en Paulus sê, jy word nie deur jou werke gered nie. Maar as jy Jakobus gaan leer en as jy lees en Paulus gaan lees, dan kom jy agter dat Paulus ook baie duidelik sê, dat ons gered word deur genade. Jakobus sê dit ook. Paulus sê ook vir ons, maar jy kan nou nie meer aanhou leef soos wat jy altyd geleef het, jy moet vernuwe word, jy moet verander. Lê die ou sonde af, lê die ou mens af. Dan Kolossense 3 sê hy selfs, maak die sonde dood wat nog deel van jou lewe is. Dis werke, nie werke in die sin van, dat jy deur jou werke gered word nie, maar dis om iets te doen. Jy kan nie maar net agteroor sit, en dink jy is nou gered, en nou gaan alles gebeur met jou nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Jakobus sê presies dieselfde as hy sê, wys vir my jou geloof wat sonder werk is, en ek sê my geloof wys uit my werke. Ek gaan vir hom nog steeds oor die geloof, dat ons gered is en in die Here is, maar dat dit nie nutteloos kan wees nie, dit kan nie onveranderd voortgaan nie. So die twee staan nie teenoor mekaar nie, al twee is waar. Een sê dit net op 'n ander manier. En net so moet ons, as ons Markus en Johannes nou hier teenoor mekaar wil afspeel, en ek dink nie dis die regte woord nie, ons moet dit nie teen mekaar afspeel nie, ons moet nie sê, wie van die twee is nou reg nie. Ons moet eintlik vir mekaar sê, wat is die volheid van hierdie verhaal? Want elkeen van hulle gee vir ons 'n stukkie van hierdie verhaal,
van dit wat hulle wil oordra. Markus skryf hoofsaaklik vir 'n Romeinse gehoor. Vir die Romeine was die gebruik van salwing om die kop te salf. 'n Koning word op sy kop gesalf. Johannes wil meer klem lê op die godheid van Jesus, maar ook die nederigheid, en daarom wys hy na die voete. Maar onthou 'n bietjie wat het Petrus gevra in Johannes 13. En dit gee vir ons nogal 'n sleutel vir die verstaan van die kop en die voete. Wat sê Petrus vir Jesus as hy hulle voete was? En Jesus vir hom verduidelik. Hy sê, Jesus, nie alleen my voete nie, maar ook my hande en my kop. So dit was die goed wat moes skoon wees, moes rein wees, jou kop, jou gesig, veral as jy nou op 'n stofpad geloop het, jou hande, want jy moet daarmee eet, en jou voete, want jou voete sou nou hier langs die ander mense onder hulle neus wees, en dit is nou nie lekker om daar te lê aan 'n tafel, en jy ruik 'n klomp ou leer, stinkvoete hier langs jou nie, so dit moes skoon gewees het. So dit is nie teenstrydig met mekaar nie. Markus wil die klem lê op die kop om te sê, Jesus is 'n salf, is 'n koning, en dit was eintlik 'n teken daarvan, dat hy hier gesalf is as koning en priester en profeet. En hy wil dit sê vir die Romeine. Johannes lê klem op die voete, want hy sou later in Johannes 13, net die volgende hoofstuk, sal hy wys na Jesus wat sy disippels se voete gewas het. So hy wil binne daardie konteks plaas. So ons moet nie die twee teen mekaar afspeel nie, want hulle sê in wese dieselfde. So kom ons kyk na 'n paar punte wat ons hier moet raak sien in hierdie twee gedeeltes. Die tyd, ek het vir julle gesê om met let op die tyd. Nou Markus noem dit nie so duidelik nie, mense moet so 'n bietjie weier lees as jy wil verstaan wat die konteks is van Markus se tyd. Maar Jesus noem vir ons 'n dag. Hy sê 6 dae voor die Pasga. 6 dae voor die Pasga. Met ander woorde, dit sou in die Joodse tydperk, sou dit die 9de dag van die eerste maand, wat met die naam Nisan, so nie die motorkar nie, dit is met 1 S, nie met 2 S nie, die 9de dag van Nisan, sou dit gewees het, waar hier die geleentheid afspeel. Met ander woorde, voor Jesus se intog nog in Jerusalem, was hier die geleentheid waar Jesus in Betanië was, en Betanië was naby. Ek wil amper nou sê, dis soos tussen ons hier in Oberholzer, dis amper maar aan grense. Dit was nie baie ver om te reis tussen die twee dorpe, tussen Jerusalem en Betanië nie. En Jesus is hier in 'n bekende omgewing, en hy is daar 6 dae voor die tyd. Petrus, as 'n mens Petrus gaan lees, dan plaas hy dit 2 dae voor die kruisiging. Want vir hom is dit belangrik om ek wil amper sê die kontras te probeer skep tussen wanneer daar saamgesweer is, die sameswering van die Fariseërs en die skrifgeleerdes, om Jesus skuldig te vind en om te veroordeel, en die tyd wat Judas Jesus verraai het. So hy plaas dit tussen in daai tyd, want hy wil vir ons hierdie kontras skep van wat Maria gedoen het. Trouwens, Petrus noem haar nie, haar naam nie, Johannes noem haar, is Maria. Maria, die suster van Lazarus, waarvan ons al in hierdie jaar 'n preek oor gehad het. Maar Petrus wil dit nie 'n naam daan koppel nie, want hy wil dit universeel hou. Oor die offer wat ons elkeen bereid moet wees om te gee. So, vir Johannes belangrik om die dag te bepaal, 6 dae voor die tyd. Want dit sluit vir hom aan weer by gebeure in Exodus 12, wanneer die gebeure rondom die Pasga verduidelik word. 6 dae voor die Pasga het die families 'n lam
uitgesoek. Die paaslam wat geslag moes word. En dan moes hy vir 4 dae ondersoek gewees het, om seker te maak, hy het geen gebrek, hy is nie siek nie, daar is niks fout met hom nie, sodat hy die paaslam kan mos. Anders moes hulle hom wegvat en 'n ander een bring, en wat hy ondersoek word. Op die 5de dag, 5 dae voor, het Jesus die intog gedoen in Jerusalem in. So, Johannes doen dit baie kronologies. 6 dae voor die tyd, die salwing in Betanië, 5 dae voor die tyd, die intog in Jerusalem, 4 dae voor die tyd, het ons nou die aand oor gepraat, dat die tempelreiniging plaasgevind, en dit sluit ook weer aan met die Ou Testament, want daar moes 'n reiniging plaasvind. Daar was sekere reinigingsgebeure wat hulle moes doen. Onder andere moes hulle alle suurdeeg uit hulle huis uit verwyder. En vir die tyd tot en met Pasga moes hulle net ongesuurde brood geëet het. Dit was deel van die reiniging. Dit kan 'n mens ook gaan lees in Exodus 12 en Leviticus en Deuteronomium is daar gedeeltes wat daaroor praat. So dis binne in hierdie perspektief wat Johannes dit kom plaas. Om ons terug te vat na die Pasga, want onthou dit speel af in die tyd van Pasga. Nie ons Paasfees nie, nie ons lydenstyd nie, in die tyd van die Joodse Pasga, en daar was sekere gebeure waarin Jesus ook sou deelneem in hierdie Pasga vieringe. 3 dae voor die tyd, wat ons gisterand oor gepraat het die konflik plaasgevind, waar hy die Fariseërs uitgewys het om te sê, julle moet nie net die buitekant skoonmaak nie, maar die binnekant ook. Gaan nog steeds oor die reiniging. Eerstens het hy die tempel skoongemaak en gereinig. Tweedens waar hy gesê het, mense kyk na julle self, nie net na die kerk en die tempel en die rituele nie, maar kyk na binne, maak skoon. 2 dae voor die tyd was daar die profesie gewees wat Jesus gebring het oor die toekoms en wat sou gebeur. 'n Dag voor Pasga was die voorbereiding gewees. Jesus stuur die disippels en sê vir hulle, gaan maak vir ons die ete gereed vir Pasga. En dan uiteindelik die aand voor Pasga, voor die gebeurtenis, voor die kruisiging, het hulle saam die Pasga maaltyd geëet. Nie 'n gewone maaltyd nie, dit was die Pasga maaltyd gewees. En julle moet julself bietjie 'n guns gaan doen, om gaan kyk bietjie, hoe vier die Jode Pasga, met alles wat daarmee saamgaan. So Johannes stel vir ons 'n tydsraamwerk op. Petrus kom en hy sê nee, hy gee nie vir hom regtig, hy maak nie vir hom hierdie tyd nie, hy wil praat oor die teologiese betekenis, want hierdie gebeure speel hy af, eintlik die vrou, die onbekende vrou, teenoor Judas, en dit wat Judas gedoen het. Die vrou kom, sy gee haarself, sy gee 'n reuk water, wat 300 silwermuntstukke werd was, om dit in perspektief te bring. 300 silwermuntstukke sou ongeveer gewees het, die dagloon van 'n gemiddelde werker, in daardie tyd, vir 300 dae. Met amper woorde, amper 'n jaar se werk, se salaris, wat gespaar is, om daardie halwe liter botteltjie nardesolie te koop, wat in 'n albaste fles is. So die waarde van die geld, die prys, kom ons sê eers, die prys van daardie olie, was baie duur. In vandag se tyd, sou jy waarskynlik sê, kom ons kyk, 'n intree salaris kom dalk van 'n onderwyser of wat ook al, is tussen hierby om by 250, tussen 75 en 250.000 rand. As ek reg, stel, jy was nou lank in die onderwys gewees, maar jy was op 'n hoër salarisskaal, so jy dalk nie meer geweet wat die jonger onderwysers verdien het, maar so, kom ons sê ongeveer 150.000 rand in waarde was daar die nardesolie. Waarvoor verraai Judas vir Jesus? Wat die bedrag wat hy kry? 30 silwermuntstukke. 'n 10de van dit wat Maria bereid was
die onbekende vrou in Petrus se verhaal, bereid was om te gee vir Jesus. Sien jy die kontras wat Petrus eintlik probeer skep? Om te sê, hierdie vrou was bereid om 'n jaar se salaris, 'n jaar wat vir haar kosbaar was, wat sy eintlik gekoop het, waarskynlik 'n reukolie wat sy gekoop het, om of vir haarself, of vir haar familie, vir Lazarus en Martha te gebruik, as hulle sou sterf, om hulle te salf en gereed te kry vir die graf. Dit was kosbaar, dit was duur gewees. En sy probeer hierdie kontras probeer Petrus vir ons skep, om te sê, en teenoorgestelde, was Jesus dit nie werd vir Judas nie. Jesus word verkoop vir 30 muntstukke. Judas is tevrede om Jesus te verraai vir 30 muntstukke. Hierdie vrou, Maria, was bereid om Jesus te salf met olie, wat 300 muntstukke werd was. Dis die gee van haarself. 'n tweede ding wat ons hier moet raak sien in hierdie twee verhale, is wat sy doen, die salwing. Daardie albaste fles het so nou koppie gehad bo, dat hy moes gebreek word. En as hy eers gebreek is, moes jy dit gebruik. En daarom het sy nie net 'n paar druppels, wat eintlik genoeg sou wees, want die reuk daarvan was so sterk geweest, dat 'n paar druppels eintlik genoeg sou wees. Maar sy gooi nie net 'n paar druppels op Jesus nie, sy stort die fles in sy totaliteit oor Jesus uit. Dis wat ek nou verduidelik het vir julle, die verskil tussen die kop en die voete. Gaan kyk maar na Johannes 13, wat Petrus se antwoord was vir Jesus. Hy sê voete, hande en kop. En dan sê Jesus vir hom, nee, maar wat jy eers gewas is die ander klaarskoon, is nie meer nodig nie. Maar dit was die gebruik geweest. As jy gesalf het jy mense voorhoof gesalf vir wysheid, of vir koningskap, vir leiding en leierskap. Jy het sy hande gesalf, sodat hy die regte dinge sal doen, en jy het sy voete gesalf, sodat hy na die regte plekke sal gaan. 'n Profeet, wat moes kom by die volk, om die boodskap te bring. Hande, voete, kop. So dit is nie ondenkbaar, dat wat hier gebeur het, is dat soos die olie oorgegooi is, as jy 'n halwe liter water nou oor iemand se kop gooi, wat gaan gebeur met daai olie? Gaan afloop. En dat het oor sy hande geloop het, en oor sy voete geloop het. Maar as jy nou met gladde voete moes loop, wat vol olie was, dan sou jy eintlik meer skade gedoen, en wat al daai ou stof sou jou voete vasgesit het. So wat kom doen sy? Sy kom vat Jesus se voete, en sy kom was dit, of droog het af, met haar hare. En buiten die reaksie van die mense gehad het, op die feit, dat sy hierdie diersalf gebreek het, wat soveel werd is, wat so hoë prys het, is hulle nog meer geskok met wat sy gedoen het. Want dit was nie aanvaarbaar in die samelewing van daardie tyd, dat 'n vrou, 'n ongetroude vrou, haar hare sou in die openbaar sou vertoon nie. Dit was 'n skande, dit was 'n oneer. 'n Man kon sy vrou skei, as sy haar hare losgemaak het in die openbaar. Want dit was beskou as onbetaamlik. En dan gaan sit Maria by Jesus se voete, en droog sy voete met haar hare af. Nog minder sou 'n vrou nie alleen haar hare losgemaak het nie, maar nog in daardie aksie, daardie persoonlike kontak met iemand te hê, was nog 'n groter iets, waarop die mense op hulle neus sou afkyk vir haar en sê, wat doen jy, Maria? Ons het gedink jy is 'n voorbeeld van die samelewing. En nou doen jy dit. Petrus het baie klem op die persoon, want Maria het 'n lange rol gespeel in die Johannes Evangelie. Nie alleen was sy die een wat daar was, en by die huis besig was om te ween en te huil, toe Lazarus dood is nie, en Martha het Jesus tegemoet gegaan nie, maar sy was ook daar vroeër, toe Jesus by hulle was sy die een,
wat gesit het by Jesus se voete. Martha het die kos gemaak en Martha sê vir haar, hoekom sit jy net by Jesus se voete? En wat antwoord Jesus vir haar? Vir Martha. Hy sê, los Maria, want sy is besig met die belangrikste ding. Sy het kom sit aan my voete om te leer. En wat hierdie gedeelte vir ons wel eintlik kom sê in Johannes 12 is om te sê, Maria het iets raak gesien wat die ander nie raak gesien het nie. Sy het Jesus raak gesien as koning en Here en as God. En sy was bereid om by sy voete te sit. Al 2 kere in Johannes sit sy by sy voete. Wat 'n teken is van nederigheid. Wat 'n teken is daarvan om nou sê, ek gee myself. Wie het die voete gewas in die huishoudings, as daar mense ingekom het? Die slawe. Want dit was hulle werk gewees. 'n vrou, 'n gasvrou of 'n vrou sou dit nie gedoen het nie. Daar sou 'n slaaf gewees het om dit te doen, 'n bediende. Maria is bereid om die posisie van 'n slaaf aan te neem voor Jesus. Om te sê, ek gee myself vir my Here. Ek is bereid om in nederigheid voor hom te kom sit. Maak nie saak wat die wêreld van my dink nie. Wat belangrik is wat dink Jesus van my. Judas gaan en hy verkoop Jesus vir 30 muntstukke. Martha breek nie net alleen 'n fles van 300 silwerstukke nie, maar sy gooi die saal voor Jesus uit nie, maar sy gaan sit by sy voete en droog sy voete af met haar hare, om te sê, Here, hier is ek. My eer, my mensheid, dit wat die wêreld van my sal dink, ek gee dit alles vir u, want is meer werd om by u voete te sit en die voete met my hare af te droog, as wat dit is om op enige ander plek te wees. En dis wat die Here van ons elkeen vra. Ons kan of soos 'n Maria wees, wat ons self vir die Here uitstort en gee, of ons kan soos 'n Petrus wees, Judas wees, wat agteraf gaan, en Jesus verraai en verkoop vir 30 muntstukke. Maria het nie al vasgekyk in die prysetiket nie. Hoe maak ons as ons gewoonlik in die winkels loop? Net seker maak, wat kos hierdie ding nou regtig? Maria het nie vasgekyk in 'n prysetiket nie, want sy het die waarde besef om in die teenwoordigheid van Jesus te wees. En luister na Jesus se reaksie, as hierdie mense so verontwaardig is oor wat sy doen. Dan sê hy, los haar. Sy is besig om my voor te berei vir die graf, want hy het geweet dat hy op pad is om gekruisig te word, om gebreek te word, om sy lewe te gee vir jou en vir my, vir haar en vir almal wat daar was. So hierdie 2 verhale is nie in kontras met mekaar nie. Dis aanvullend tot mekaar. Dit gee vir ons eintlik die volle prentjie wat daar afspeel in die huis van Simeon. En dan het ek nog nie eens by hom uitgekom vanaand nie. Dink net daaraan, as jy weer teruggaan na die Ou Testament toe, geen Exodus en Levitikus, Deuteronomium, en jy gaan lees die gedeeltes oor die Pasga, was daar 'n spesifieke vraag wat aan Moses gevra is, om te sê, wat gebeur met iemand wat met onrein is? Daar word spesifiek verwys na die dooies, maar 'n melaatse was ook, onthou, onrein gewees. So as jy met 'n melaatse sou in aanraking kom, sou jy beskou wees as onrein. En dan word daar 'n hele ding gesê oor, hy moet 'n maand wag. Hy kan dit nie op die 1ste van Nisan doen nie. Hy moet 'n maand wag, en op die 14de van die volgende maand moet so 'n persoon wat nie die Pasga kon bywoon nie, of nie daar was nie, gereis het, moet dan kom, en hy moet dit 'n maand later vier. En nou kom Jesus, en hy kom in die huis in van 'n persoon wat eens
melaats was. Alhoewel hy rein verklaar is deur die sinagoge en die Sanhedrin, was hy waarskynlik maar die mense maar nog steeds nou nie veel met 'n melaatse man te doen gehad nie. Jesus gaan in sy huis in. En waarskynlik was die mense daar in Betanië wat maar 'n ou klein dorpie was. Ons moet nie aan verstaan dat hy eers 'n 10de van Carletonville was nie. Ek dink dit was maar 'n ou paar huisies wat daar in Betanië gestaan het. Hulle met mekaar geken. En waarskynlik omdat hy nou as melaatse was en hy het waarskynlik van sy vingers of sy hande of wat ook al verloor, het Maria en Martha waarskynlik as gasvrouens opgetree in sy huis. En almal was daar, want daar staan Lazarus was saam met ander mense aan die tafel. Hy was nie alleenig aan die tafel nie. Daar was ander mense aan die tafel saam met hulle. En by die geleentheid kom Jesus in aanraking met 'n melaatse, of iemand wat melaats was. Wat vir ons sê dat Jesus is nie gesalf in 'n paleis, of in 'n tempel, of in 'n plek van eer nie, maar die begin van sy lydenstyd begin in nederigheid. Begin by mense wat verwerp is deur die samelewing, wat in 'n mate uitgeskop is deur die samelewing, wat die normale mens, en veral die priesters en die leviete en die fariseërs, hulle eintlik sou op 'n afstand gehou het. Maar Jesus gaan na gewone mense. Hy gaan eet saam met hulle maaltyd. Hy is in hulle teenwoordigheid. Want dit is vir wie Jesus gekom het, vir jou en vir my, vir elkeen van ons, gewone mense. Ja, ook vir die belangrikes, ook vir die ander mense, maar Jesus begin daar. En daarom is die evangelie vir almal. Oud en jong, groot en klein, ryk of arm, maak nie saak nie. God se evangelie, die evangelie wat Jesus bring, die verlossing wat hy bring, is vir almal. Is vir jou en vir my. Ek en jy die keuse wat ons kan doen. Ons kan kies om Jesus te volg soos Maria, ons self aan sy voete werp, bereid wees om selfs skande te bring oor onsself, omdat ons dit wat die wêreld dink aanvaarbaar is, by die deur uitgooi, en sê ek wil my lewe vir die Here gee, ek wil aan sy voete kom sit, ek wil sy voete afdroog met my hare, ek sal dit bietjie moeilik vind, met my hare, maar ek is bereid om dit te doen. Here, ek is bereid om myself uit te giet, soos ek hier die nardesolie oor die uitgegiet het, is ek bereid om myself uit te giet, terwille van U, omdat ek die waarde raak sien van Jesus as verlosser en Here. Of ek kan soos Jesus, wat beskryf word as 'n dief en 'n skelm, wat die res van die disippels besteel het, en ook Jesus se bediening, en uiteindelik Jesus gaan verkoop, verraai, vir 30 muntstukke. Wat is jou keuse vanaand? Wat kies jy? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat U vanaand op so 'n besondere manier vir ons elkeen hierdie woord weer kom oopbreek. Dankie Here dat ons ook weer opnuut onsself kan kom skou aan die woord. Hierdie daad wat Maria gedoen het, of die onbekende vrou, soos Markus haar beskryf, het gekom en sy het haarself voor die voete kom neerlê. Sy het voor die kom sit in nederigheid. Sy was bereid om U te salf as koning en priester en profeet in haar lewe. Here, maak ons bereid om dieselfde te doen. Word U koning en priester en profeet in ons lewe. Word U die Here van die Here in ons lewe, die lewende God wat sy lewe vir ons afgelê het. Dit, Here, is my gebed vanaand vir elkeen wat hier is, vir hulle wat dalk graag hier wil wees, maar omstandighede kan hulle nie wees nie.
Dit bid ek vir elke lidmaat vanaand. Maak ons bereid om daardie nederigheid voor U te kom neerbuig en voor mekaar. Want as Jesus in Johannes 13 kom om die disippels se voete te was, dan sê hy vir hulle, wat ek vir julle doen is 'n voorbeeld, so moet julle ook mekaar dien. En Here, gee en maak ons 'n dienende gemeente. Wat ons self nie aanstel om hoër te wees en belangriker te wees as ander nie, maar nederiger. Soos wat ons nederig voor die voete kom staan, wat ons nederig ook teenoor mekaar sal leef. Dit is my gebed vir ons gemeente vanaand. Kom raak ons elkeen aan. Dit bid ek in die naam van Jesus ons Here. Amen.